ons aan die einde van ons reeks een lewe met integriteit. En ons het so 'n bietjie gepraat en gekuier in hierdie reeks oor wat is integriteit. En ons het vir mekaar gesê dat integriteit is om 'n lewe te leef wat Christus weergee. So die toppunt van integriteit is wanneer mense na my kyk, hulle Christus sien. En wanneer ek vanmôre ons kom uitdaag met die vraag, wat beleef mense as hulle in ons teenwoordigheid is? Sê hulle vir mekaar, Jonathan is by hierdie braai. Ons moet net so gou as moontlik hier uitkom. Gaan hy alweer daai storie vertel? Gaan dit weer so uitdraai? Wat beleef mense by ons? Toe het ons bietjie gesels oor, as ons verstaan wat integriteit is, hoe kry dit uitdrukking in ons lewe? En laasweek het ons oor die olifant in die vertrek gepraat. Ek voel nie heilig nie, ek doen nog verkeerde goed, maar hoe assosieer ek dan met die feit dat Christus kom en sê, ek het jou al reeds regverdig verklaar? Jy is nie meer 'n sondaar nie, jy is nie meer skuldig nie, jy lewe nie meer van die verwysing dat jy nie goed genoeg is nie. En julle sal onthou, ons het gepraat oor twee goed, my posisionele identiteit, waar Jesus gekom het en gesê het, ek het jou nou nuut gemaak, ek het jou beklee met 'n nuwe kleed, jy is nie meer wie jy was nie. Dis my posisionele identiteit in hom. Maar toe het ons gepraat van my progressiewe identiteit. Dis waar ek nou groei om alles te wees en te word wat Christus my gemaak het. En julle sal onthou, ons het die voorbeeld gebruik van 'n babietjie. Is 'n babietjie minder mens as 'n volwassene? Hy's volkome mens. Hy het nog net nie al die kapasiteit wat die volwassene het nie. So die posisionele identiteit, die babietjie is 'n mens. Maar die progressiewe identiteit is die babietjie wat volwassene word. En vandag sluit ek die reeks af met 'n, as ek hom 'n tema kan gee, ons daaglikse ritmes van verandering en vernuwing. Nou, soos ek gesê het reg in die begin, integriteit is die belyning, waar ek kies om my lewe te belyn met die karakter van die Here en toe te laat dat die transformasie in my plaasvind in elke opsig van my lewe. So ek en jy kom op die plek waar ons nie kompartementaliseerd geleef nie. Elke deel van ons lewe laat ons toe dat hy kom en verander, sodat ons hom dan akkuraat kan reflekteer. Dat wanneer mense my sien, hulle Christus in my sien. Wanneer ek praat, hulle sy woord beleef. Ons lewens, die grootste doel van ons lewens is om hom akkuraat te verteenwoordig en in alles sigbaar te maak. Nou ek wil vandag sê, ritmes van vernuwing en verandering in ons lewens is krities. Dit impliseer wanneer ons praat van ritmes, van herhaling en natuurlik aanhoudende beweging. Gewoontes wat tot voordeel is van ons verhouding met hom. Dit gaan oor tydsberekening, dit gaan dat ons lewens organiseer en te prioritariseer wat belangrik is. Want ek wil vanmôre sê, sonder orde in ons lewe en gesonde ritmes, veroorsaak dit, as ek dit so kan uitdruk, 'n kakofonie van chaos. Jy sien, wanneer ek en jy vanmôre praat oor integriteit, dan moet ons verstaan, dis die proses van heiligmaking, dis die ritmes wat elke aspek en dinamika van ons lewe beïnvloed. En ek wil jou nooi om saam met my te lees in Efesiërs 4 vers 22 tot 24 en ek lees uit die boodskap uit. Hy begin deur te sê, los jou ou manier van lewe. Soos 'n mens vuil klere uittrek, moet julle ou geaardhede uittrek. Nou dis vir my interessant en ek wil julle aandag daarop fokus. Nêrens in daai skrifgedeelte begin hy deur te sê, kom na my toe, ek wil jou vuil klere uittrek nie. Lees ons dit daar. Of lê die verantwoordelikheid van hierdie verandering by jou en my? In plain Afrikaans, so maklik as wat hy dit kan sê, los jou ou maniere.
Maar baie keer, net in die gewone lewe is ons lief daarvoor om te sê, los my uit, ons van Rooyens is so. Ons is moeilike mense. Nonsens. Los jou ou maniere. Hoekom? Want dit is vol sonde en wil net verkeerde dinge doen. Die einde van daardie pad loop op verwoesting uit. Julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. Jy sien, ek en jy kan nie in hierdie wêreld leef en die wêreld sy opinie op ons afdruk nie. Ons is in die 2025s. Ek is nie eens lus vir die nuwe jaar nie. Want die nuwe jaar gaan nou weer meer paaie, almal van ons moet bakkies kry by die staat, want die paaie is in chaos. Ons het nie water nie, ons het nie elektrisiteit nie. Ons moet almal trek uit hierdie land uit, want waarheen gaan ons? Dis die gedagtegang van die wêreld. Maar nou word ons uitgedaag om te kies om anders te dink en te sê die Here het 'n plan met ons land, die Here het 'n plan met die mense, die Here het 'n plan met ons leiers en ons is deel van daardie plan. Ons sal sy heerlikheid sien. Hierdie nuwe leefstyl moet julle deel van julle lewe maak, soos 'n mens nuwe klere aantrek. Het julle geweet, in die praktiese deel van die lewe, sê hulle dit vat 30 dae om iets 'n gewoonte te maak. So as jy nou moeg is vir sjokolade, en jy's moeg vir koek, en jy wil ophou geld aan dit spandeer, moet jy vir 30 dae uithou. Wie wil saam 30 dae uithou? Nee, ek sit julle op die spot. Ek weet die sjokoladekoek is reg vir die middagete vandag. Maar hoor gou-gou, 30 dae om jou leefwyse te herprogrammeer. Dan kom ons soveel keer en ons bely en ons sê, "O Here, ek is so jammer. Ek het nou weer gevloek, ek het nou weer dit gedoen. Ek het nou dit weerhou. Ek is maar net 'n arme sondige mens." Dis nie wie ek en jy is nie. Ons is verander. Ons is nuut gemaak. Ons moet nou net kies om reg te leef en akkuraat te wees. Los jou ou lewe, jou ou manier van leef. Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan hom toewy. Nie net sekere dele van my lewe nie, maar my hele lewe word 'n holistiese uitdrukking van wat hy gedoen het en hoe hy nou wil hê my lewe moet dit uitdruk in elke area van my lewe. So ek en jy word genooi om uit te trek en aan te trek. Paulus nooi ons na nuwe ritmes toe. Nuwe ritmes wat ons help om hierdie lewe beter te navigeer en te verstaan. Ons moet letterlik die ou mens uittrek. Onthou, ek het so 2 weke terug gesê, baie keer verander ons nie, want ons voel veilig in die ou lewe. Nou word ek uitgedaag om vriendskappe te verander, want hierdie vriendskappe trek my af, maar ek is lief vir hierdie mense. Hoe navigeer ek dit nou? Of nou moet ek 'n besluit maak by die werk. Ek gaan nie meer die koffie vat nie, maar hoe gaan ek nou koffie by die huis drink as ek nie die Nescafé van die werk af huis toe bring nie? Nou word ek uitgedaag. En dan kies ek om die nuwe kleed toe te maak met die ou kleed. Maar Christus kom en sê, dis wat ek gedoen het, dis wat ek wil hê jy moet verstaan. Ek het jou ou kleed gevat en ek het hom in die vuur gegooi. Hou op grou in die as van jou ou lewe. Hou op terug verlang na die moddernes. Jy's 'n nuwe mens. Maar net ek en jy kan daai keuse maak om in daai nuutheid te leef. Wanneer ons dit verstaan, vat dit ons na 'n plek waar ons anders dink en optree. Ons verwysing, die manier hoe ons besluite maak verander. Ons interaksie met mense om ons lyk anders. Ons lewens wat getransformeer is, begin ander mense se lewens aanspreek. En hoe gebeur dit? Deur die insaag van die Heilige Gees. Ek en jy doen dit nie alleen nie, maar dis hy wat vir jou sê, moenie nou so maak nie. Dis daai konstante teenwoordigheid wat jou help om jou lewe terug. En as ek dit vanmôre so kan uitdruk, as hier nou vanmôre 'n mooi stoel was voor ek gepreek het en 'n gegrimeerder kunstenaar, is dit die regte woord, het ingekom en dan vir die beligting my eers gepoeier en gepaint en al die goedjies gedoen.
Sy sou dalk begin deur te sê, die haarkapper sou gesê het, as nie veel wat ek aan jou hare kan doen nie, die bietjie wat daar is, ons moet dit nou maar net plat vee. Maar, ek kan iets aan jou gelaat doen. Kom ons sit hierdie ondertoon aan. Ons moet wegbly van daai kleur, want dit gaan jou geel maak. En dan verander hierdie persoon my. En wanneer die persoon klaar is, kyk ek in die spieël en ek kan nie dink, sy kon aan perfeksie verbeter het nie. Maar tog as ek kyk in daai spieël, sien ek wraggies, sy het dit reg gekry. My lippe lyk sommer pof. Wat het sy gedoen? Christus is ons geestelike grimeerder en ons haarkapper. Al wat hy vra is, gaan saam met die program. Daag op, sit in die stoel, laat toe dat ek dit werk, laat toe dat ek jou verander. Nou het ek jou verander, nou sê ek nie vir jou, okay, nou kan jy loop nie, nou sê ek vir jou, môreoggend as jy nou wakker word, gebruik nou eers hierdie vel skoonmaakproduk, was jou gesig met seep, dit maak jou poree oop en ontvanklik vir die roompie wat jy nou aansmeer. As jy nou jou hare blaas, sal jy agterkom, ek het hierdie borsel gebruik, jy moet hom 4 keer draai, dan moet jy hom in jou kop los met die kruller, en dan gaan maak jy jou koffie, en as jy klaar jou koffie gemaak het, laat jy sommer die stoom van daai koffie in jou hare intrek, want dit laat hom lekker vorm. En as jy klaar jou koffie gedrink het, dan trek jy hom uit. Hoekom? Wat probeer die haarkapper doen? Probeer jou help om dit wat gebeur het, weer te laat gebeur. Christus los ons nie. Hy het die Heilige Gees vir ons gegee, wat ons bemagtig, maar ek en jy moet kies, want ek kan die roller net vir 2 sekondes los. En dan val hy uit, en teen 8 uur lyk ek pap. Asof ek in 'n stoomplek ingestap het en my hare is teen my kop. Want dit vat moeite. Christus het daai transformasie kom doen. Ons moet net saam met die vloei gaan. So terwyl ek en jy hom naboots en hom aanskou, soos 'n kind die gedrag van sy ouer naboots, so is die Gees in werking met ons en besig om ons in belyning te bring met hoe ons moet leef en hoe ons moet reageer op hierdie werk en hoe ons dan 'n lewe leef wat ware integriteit voorhou. Wanneer ek en jy kies om in hierdie vernuwing te leef. Daarom wil ek vanmôre sê, dis nie 'n besluit wat ons net maak om ons gedrag beter te maak nie. Ja, dit is deel van dit, maar is om 'n lewe te leef wat in ritme en in tempo saam met hom beweeg. Nou vanmôre as ons net dink aan hierdie uitdrukking van musiek vanmôre. Daar's 2 belangrike terme in musiek: tempo en ritme. Tempo is hoe vinnig en die ritme is, hou ons die noot vir 4 tellings, vir 8 tellings, is dit 'n wals 3-4 of 'n 6-8? Want jy tel die ritme anders. As dit 'n 4-4 tydslag is dit 1, 2, 3, 4. As dit 'n wals is, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dis op die 1 en op die 4. Nou as jy 'n 6/8ste wil sing op 'n 4-4 tyd, is dit pandemonium. So dis moeilik om te dink vanmôre, maar die belangrikste instrument in die musiekspan is nie die sangleier nie. Dis nie die gitaarspeler nie. Dis die drummer. Die geliefde drummer. En daai goedjies wat hulle in hulle ore het, is nie sodat hulle met mekaar kan praat nie. Daar is 'n dingetjie wat in die agtergrond speel. Ons noem dit 'n kliek. En hy gee vir die drummer 'n tempo en 'n ritme. So hy hoor in sy oor die hele tyd tik 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 tik, sodat almal hier voor in dieselfde ritme en in dieselfde tempo kan bly. Want so mooi soos wat hierdie is, kan dit so sleg wees as iemand teen 'n 130 tempo hardloop op 'n 4-4 terwyl hy in 'n 6-8 moet wees. So die drummer hou die ritme en die tempo bymekaar. Dink gou-gou 'n bietjie in biologie. Wat hou ons liggaam in tempo? Dis ons hart.
Sodra jou hart uit tempo uitgaan, gaan jy hospitaal toe en hulle skok jou hart sodat jou hart weer in tempo kan wees, want jy kan nie lewe as jou hart nie in tempo is nie. 'n Klein onreëlmatige ontwrigting verander die hele kwaliteit van jou lewe. In die natuur besluit die son nie om elke tweede dag op te kom nie. Hy kom elke dag op en elke aand gaan hy onder. Daar's 'n ritme en tempo oor hoe dit gebeur. Net so, om 'n lewe van integriteit te leef, het ek en jy nodig om ritmes en tempos vasgevang te hê in ons lewe. En ek wil vanmôre sê, dit is in die fynskrif van ons lewe. As ek dit so kan uitdruk, verskoon die Engelse term, dis in die detail van jou lewe. Ons wil baie keer bid en sê, Here, ek wil hierdie groot, ondeurgrondelike, onverstaanbare dinge vir U doen. Maar ons kan nie opstaan in die oggend en die klein goedjies doen nie. Dis wanneer ons getrou is in die klein goedjies wat ons kan groei na die groter goed. Ek onthou toe ek in standaard 8 is, 16 jaar oud, ek verjaar in April, kom ek by my pa en ek sê vir hom, pa, ek gaan nou my learner skryf, ek is reg om te bestuur. En my pa baie opgewonde, wonderlik my seun, ek kan nie wag om jou te leer nie, maar voor ons dit doen, moet jy eers die grasnyer leer bestuur. Ekskuus pa, hy sê ja, jy moet eers die grasnyer leer bestuur. En vir 2 jaar, ons het op 1700 vierkante meter hoekerf gebly. En as jy daai gras begin sny, Saterdagoggend 8uur, is jy nie klaar tot 3uur in die middag nie. En ek het in die era groot geword waar die munisipale sypaadjie nie die munisipaliteitsin is nie. Ons sny hom, ons versorg hom, ons hou hom in stand. Nou wie van julle het die voorreg gehad om die kante van die gras met 'n skaapsker te sny? OK, julle het in dieselfde era as my pa groot geword. Ek het nie die voorreg gehad om 'n weed eater te hê nie. Ek's op my knieë met die skaapsker. En dan moet jy seker maak, tussen die sypaadjie en die gras, is daar 'n slootjie wat mooi skoon is. Dan as jy nou die gras sny en jy loop met die masjien, dan moet jy hom perfek so draai, dat die buitewiel die binnewiel word op dieselfde spoor. Want dan sal jou pa uitkom en dan sal hy kyk en dan sal hy sê, daar's 'n gaping tussen daai twee, ons is nog nie reg vir die kar nie. En toe ek uiteindelik 18 is, toe doen ek dit op die. My pa het eintlik net 'n plan gehad, hy wou nie ek moet in sy kar wees nie. Maar toe sê hy, nou kan jy 'n grasmasjien hanteer. Nou kan ons jou leer bestuur. Maar wat is die prinsip van die punt? Ons wil die groot kar ry, maar ons kan nog nie eens 'n fiets behoorlik ry nie. Wanneer ons in die klein goedjies getrou is, dis in die fyn detail van ons lewe. Daarom wil ek ons vanmôre aanmoedig, moenie terugstaan van die klein besluite en dink dis niks seggend nie. Dis die klein besluite wat ons vat na die groot oomblikke in ons lewe. Omdat ons reg kies in die klein besluite, word die groot besluite maklike besluite. Ons dink net altyd Dawid het die reus verslaan. Maar daar was 'n klomp klein reuse voor hy die groot reus verslaan het. En toe die groot reus sy mond oopmaak, was dit net maklik want hy het al soveel ondervinding gehad. Lees saam met my Efesiërs 4 vers 28. Hy sê, as iemand 'n lewe gemaak het deur ander mense se goed te vat, moet hy dadelik daarmee ophou. Nie in 'n proses kom nie, nie oor 'n jaar besluit nie, moet dadelik ophou. Hy moet vir hom 'n behoorlike werk kry en sy brood eerlik verdien. Ek lees uit die boodskap vertaling. Hy sal dan nie net vir homself kan sorg nie, maar ook genoeg oor hê om vir mense wat niks het nie iets te gee. Moet ook nie allerhande vuil grappe vertel of lelike praatjies maak nie. As jy iets sê, moet dit iets wees wat die moeite werd is om te sê en vir ander iets beteken. Kyk wat nodig is om in die omstandighede te sê en sê dit dan. Moenie die Heilige Gees wat God vir julle gegee het, sy hart seermaak nie. Dat die Gees in julle is die bewys dat God aan julle behoort. So sal dit bly tot op die dag dat ons finaal van die sonde ontslae sal wees. Moenie toelaat dat jy bitter word nie, beteel jou nie meer, en as jy dalk jou nie meer verloor het, moet jy nie kwaad bly nie.
Moenie mekaar vloek of lelike dinge vir mekaar sê nie. Moet ook nie iets doen wat vir 'n ander een sleg is nie. Behandel mekaar mooi en goed. Laat dit vir ander lekker wees om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor, net soos God julle foute oorgesien het, omdat julle nou in Jesus is. Wat doen die skrywer? Hy kom praat van die klein oomblikke, die klein integriteitsoomblikke wat ek en jy moet kies om nou te verander. Philip Brooks, 'n 18de eeu teoloog, het die volgende oor integriteit en karakter gesê. Hy sê: integriteit en karakter word gevorm in die klein onsigbare oomblikke van ons lewe. Daai tydjies wanneer ons alleen is, wanneer ons alleen Pretoria toe ry in die verkeer, wanneer ek alleen by die huis is, wanneer ek alleen in die kantoor is, waar ek gekonfronteer word, dis daai oomblikke wat integriteit en karakter bou. Jy sien, ons word uitgedaag in hierdie proses van integriteit om weg te beweeg van 'n dief na 'n dienaar, van iemand wat afbreek met hulle woorde en afkraak en seermaak, na iemand wat lewe spreek, aanmoedig en opbou, van 'n plek van bitterheid leef na 'n plek van vergifnis, van woede na sagmoedigheid. En hoe doen ons dit? Deur te wandel in sy gees. Nou toe ek begin het met my instrument en ek geleer het om te speel, het ek vir my 'n metronoom gaan koop. Nou 'n metronoom is 'n dingetjie wat jy neersit wat jy jou tempo en jou tyd kan stel. En hy gee vir jou die tyd en hy help jou om op die tyd te bly. In ons liggame het ons die hart, maar in ons verhouding met die Here het ons die Heilige Gees. Alles wat ons doen, alles wat ons besluit, moet in belyn wees met dit wat die Heilige Gees vir ons sê. Al wat ek en jy nodig het om te doen, is om hom te volg. Hy is nie 'n GPS wat sein gaan verloor nie. Hy gaan nie stil raak nie. Ons moet net luister en hy gaan ons presies akkuraat help om 'n weerspieëling te wees van dit wat hy in ons gedoen het en ook nou wat hy deur ons wil doen. En as ek dit so kan uitdruk, ek weet nie wie van julle het al die voorreg gehad om in die Staatsteater te wees nie, maar ek was al so 1 of 2 keer daar. En ek was daar toe ek 'n kind was, toe 'n groot simfonieorkes gespeel het. En jy stap in en almal is op daai verhoog, 150 viole, cellos, baskom, klomp instrumente. En hulle is almal op hulle eie trant. Hierdie ou stryk en hy maak warm, daai ou blaas 'n trom, slaan 'n trom, hy kan nie 'n trom blaas nie. Slaan 'n trom, daai blaas op hulle fluitte en wat ook al hulle doen. En is deur mekaar en ewe skielik stap 'n mannetjie op met so 'n swallowtail tuxedo. En hy het so 'n dun stokkie in sy hand en hy kap 3 keer met hom. En ewe skielik belyn al 150 instrumente in 'n oogopslag reg voor. Dis amper soos die manne wat vanmôre weet wat in die weermag was. As daai korporaal skree, daai hele paradegrond op een slag, een oomblik, hulle voete op dieselfde tyd slaan. En dan wat gebeur met daai kondukteur? Hy begin dirigeer. En hy's besig. Hy kyk nie eers vir die ouens nie. Hy's besig om hierso 'n boek te lees met 'n paar note. En hy's besig en dan ewe skielik hoor hy iets, dan wys hy hiernatoe. En hulle weet presies wat hy sê, jy's nou te sag of jy moet nou stil bly. Jy moet 'n bietjie optel terwyl hy hier kyk. Hoe weet hulle om sy rigting te volg? Want hulle is ingeoefen in die ritmes en die tempo van die dirigent, van die kondukteur. Die Heilige Gees is jou en my kondukteur en ons is in hom. Ons moet nou luister, gehoor gee en doen soos hy dikteer. Dan begin ons in die gesonde ritmes en in die gesonde tempos lewe van 'n lewe van integriteit. Galasiërs 5:16 som dit so mooi op. Hy sê: "Wandel deur die Gees en julle sal nooit die begeertes van die vlees doen nie." Dis groot woorde hierdie.
wandel deur die Gees. En julle sal soms, julle kan, nee, julle sal nooit die begeertes van die vlees doen nie. Ouens, ek wil dit net weer opnuut so vasmaak in ons harte. Ek en jy is nie meer sondaars nie. Ons het nog die kapasiteit om te reageer uit ons ou mensheid. Maar dis nie wie ek en jy is nie. Sonde het nie meer 'n houvas nie. My meer, ons van Rooyens, ons Forresters, ons karaktereienskappe dikteer nie meer wie ek is nie. Ek word nou gedikteer in hom. Dus kan ek en jy op die plek kom waar ons in elke situasie hom akkuraat reflekteer. Ons kan sondeloos, sonder aggressie, sonder om onakkuraat te leef. Wandel deur die Gees. Sy Gees help ons om in ritme te bly met hom. Nou sê jy dalk vir my vanmôre, "Yes, Jonathan, ek is nie seker nie. Ons fouteer so maklik." Ek het 'n vriend gehad wat ek 'n baie lang pad mee gestap het. En elke keer as ek hom uitnooi na 'n mannekamp toe of na die kerk toe, sal hy altyd vir my sê, "Jesus, ja, ek wil graag kom. Waaroor wil jy hê moet ek praat?" Dan dink ek altyd by myself, jy maak 'n grap oor die lewe. Jy's nie ernstig oor die lewe nie. En ek sit eendag saam met hom in die restaurant en hy vra my, "Hoe lank is ek en Sunay al getroud?" En ek sê vir hom, ek kan nie eens onthou nie, kom ons sê op daai stadium was dit 10 jaar en hy sê vir my, "Maar hoe is dit moontlik?" En hy vergelyk toe my vrou met 'n spyskaart. Hy sê, "Hoe is dit moontlik dat jy skaapvleis eet vir die res van jou lewe? Word jy nie ook lus vir 'n varkchoppie nie? Word jy nie lus vir 'n hoenderboutjie nie?" En ek kyk hom so en ek dink dit baie humoristies sê hy dit nou vir my en ek besef hy het nog nooit verstaan wat die belofte en die verantwoordelikheid is in hierdie verhouding nie. Nog nooit was daar 'n begeerte in my verhouding met my vrou vir 'n ander in my verhouding nie. Hoekom nie? Ek het 'n besluit gemaak. Ek het 27 jaar terug 'n besluit gemaak. En maak nie saak nie. Beteken dit ons is perfek? Ons is nie perfek nie. Ons beklei, ons het chaos partykeer, ons verskil oor baie goed, want ons kom uit verskillende huise uit, maar ons het besluit. So ek kan nie nou kom, 5 jaar in die verhouding en sê, ek is 'n arme mens, ek het nou maar 'n foutjie gemaak nie. As ek getrou kan bly in my huwelik, kan ek getrou bly in alles. Dan vloek ek nie die ou as hy voor my inry nie. Ek is nie mislik met die persoon in die winkel omdat ek 'n slegte dag gehad het nie. Want ek het die kapasiteit om in elke area van my lewe 'n oorwinnaar te wees. En hoekom is dit belangrik? Want die grootste roeping wat ek en jy het, is om 'n lewe van integriteit te lewe, 'n lewe wat hom sigbaar maak in ons. Want mense om ons smag na hoop, smag na liefde, smag na aanvaarding, smag na rigting, smag na ritmes en tempos, en jou en my lewe is die voorkeurmiddel wat God gekies het om te gebruik. Ons kan in alles suksesvol wees, maar as ons nie 'n lewe van integriteit leef nie, het ons lewe die merk gemis. Hoe doen ek en jy dit prakties? En ek wil vinnig vir jou 3 goed noem. Nommer 1, Christus kom en hy sê, bly in my. Bly in verhouding. Moenie net goeie gewoontes aanleer nie. Bly in my en my gees in jou en my gees sal jou lei. Tweedens, Oswald Chambers kom en sê, the Holy Spirit is not enthusiasm. Dis nie om die regte krete te hê en entoesiasties te wees nie. Hy sê, he is a person. Put yourself in contact with a divine person and he will make real in you all that Jesus said. Bly in hom. En dan is die tweede punt 'n belangrike punt. Luister. Luister meer as wat jy praat.
Ons is soms so geneig om in ons stilte tyd, in ons gebedstyd, wanneer ons die Bybel lees, ons lees die Bybel om 'n antwoord te kry. Ons lees die Bybel om ammunisie te kry. Ons bid, Here, ek het hierdie uitdaging. Ek het nodig dat U sal. Wat van net stil bly? En toe te laat dat die Here met ons praat. En die Here vir ons rigting gee. En vanmôre wil ek aan die musiekspan erkenning gee. Vir ons, wanneer ons sing, raak ons soms ongemaklik as daar stil oomblikke is. Maar is in daai stil oomblikke waar ek en jy uit die pad uit kan kom en net kan stil word en kan fokus op 'n groot Here, waar ons sy stem kan hoor, want ek weet almal van ons het sulke vriende. As jy 'n storie om die braaivleisvuur vertel, dan is jy nog nie eens klaar met jou storie nie, dan val hy jou al in die rede om te vertel van sy storie wat beter is as joune. En dan dink jy by jouself, kan hy nie net hoor wat ek vanmôre wou sê nie? Die Here hou nooit op praat nie. Ons luister net nie. Jy sien, die Heilige Gees is so gentleman, hy gaan ons nie dwing om na hom te luister nie. Hy stop maar net en wag tot ons gereed is. En wanneer ek en jy dan kies om te luister, is die laaste ding wat ons doen. Luister en doen. Luister en doen. Om in ritme te bly, beteken om nie te vertraag wanneer die Gees lei nie. Wanneer JD die tempo aangee, moet die hele musiekspan in daai tempo in beweeg om 'n atmosfeer te skep waarin mense kan aanbid. Om dit te vergemaklik, want almal is eensgesind. Wat verhoed dat die musiekspan nie in eenheid funksioneer nie? Ek wil nie die drummer volg nie. Hoor wat sê Charles Stanley. Hy sê delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. En vanmôre wil ek ons uitdaag met die vraag: wat verhoed ons om 'n lewe van integriteit te leef? Wat verhoed ons vanmôre om in sy tempo en in sy ritmes vir ons lewe te leef? Die vraag wat ek vra is, wat het ons nodig om een kant toe te sit, sodat ons lewe, hierdie lewe van integriteit, hom akkuraat en sigbaar sal maak? En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my net jou oë te sluit. En as jy nou vanmôre jou oë sluit, jouself hierdie vraag te vra: Here, wat het ek nodig om te doen om 'n lewe van integriteit te leef? Watse ritmes en tempos moet ek inbou om U akkuraat in alles sigbaar te maak? Want U sigbaarheid is die teken van 'n integriteitsleefwyse. En dan wil ek vanmôre, terwyl ons daai besluit nou oorweeg, wil ek vanmôre vir jou sê, dit kom tot 'n besluit. Ons moet vanmôre sê, Here, ek maak 'n wilsbesluit. En om vanmôre dan, wanneer ek daai besluit te maak, te sê, elke deel van my lewe gaan dit nou reflekteer. Elke oomblik van my lewe gaan ek nou kies om hierdie besluite te maak. Terwyl elke oog gesluit is, wil ek julle 'n storie vertel wat ek in die week gesien het. Baie van julle sal weet, hulle die Kaapse maraton 15 minute voor die wegspring as gevolg van stormagtige winde gekanselleer. En ek het gesien waar twee sissies vertel hoe hulle so teleurgesteld was en hoe hulle soveel geld spandeer het en alles in plek gekry het en hoe hulle geoefen het vir hierdie wedloop, die klein dingetjies. En toe by die wedloop gekom het en hulle hom nie kon hardloop nie. En hoe hulle in 'n oomblik besluit het, ons het klaar alles gedoen. Ons gaan hierdie wedloop hardloop. En hulle het bietjie later, toe die winde en die goed gekalmeer het hulle die hele 42 kilometer gehardloop, sonder skares langs die pad, sonder koeldrank en aardappels en piesangs en al die lekker goed wat 'n wedloop het.
het hulle hom gaan hardloop. Hoekom? Want hulle het 'n besluit gemaak. En alles wat hulle in die laaste jaar gedoen het hulle gevat tot daai oomblik. Daar was nie 'n skare wat vir hulle hande geklap het en 'n medalje wat hulle vir hulle gegee het nie, maar hulle het hulle besluit uitgevoer. En vanmôre vra die Here vir jou en my dat ons 'n besluit sal maak en nie sal wag vir volgende week of volgende jaar nie, maar vanmôre sal sê van hierdie oomblik is my lewe en die manier hoe ek besluite maak anders, en die uitdrukking van my lewe sal nie myself verheerlik, nie dinge om my verheerlik nie, maar sal Jesus in alles verheerlik. En Here, vanmôre ken U ons en U weet alles van ons. U is 'n intieme en 'n liefdevolle Vader wat ons wil herbelyn met die waarheid oor wie ons is. Maar ons lewe in 'n wêreld wat sy opinie en sy waardes op ons wil afdwing. Maar vanmôre kom ons en sê genoeg. Genoeg is genoeg. Ons lewe nie volgens die standaarde en die mandaat van die wêreld nie. Ons lewe volgens 'n interne riglyn wat die Heilige Gees vir ons gee. Ons as kinders van God lyk, dink, praat en doen anders. Ons lewe lewens van integriteit. En vanmôre vra ek die Here dat ons die verantwoordelikheid sal opneem om ons lewens so te rig en die nodige besluite elke oomblik te maak. Die klein goedjies wat ons vat na die groot oomblikke in ons lewe. En ons dankie dat ons nie hoef te bid vir krag nie of te bid vir wysheid nie, want U het al reeds vir ons gegee. Ons moet die deursettingsvermoë hê, die stang in die mond vasbyt en dit net doen. En ek dank U dat ons U vanmôre opnuut ons verbintenis kan bewoord en kan deurgee en deurvoer wat ons vanmôre besluit het. In Jesus naam bid ek dit. Amen en amen. Dankie Chantal.